Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordeenkings op hierdie maandagooggend. Ja, dit is 'n koue 3 grade by ons hierso. Maar ons gaan voort met Jesaja 41. Luister in stilte na my, eilande. Laat die volke nuwe krag kry. Laat hulle na vore tree. Dan kan hulle die woord voer. Laat ons saam naderkom vir die regsgeding. Wie het hom uit die ooste opgewek? Hy op wie oorwinning wag, met elke tree wat hy gee. Hy laat nasies voor hom verskyn en konings onderwerp hy. Hy maak hulle so stof met sy swaard, so strooi wat wegwaai met sy boog. Hy agtervolg hulle, hy trek ongedeerd verby. Hy raak nie met sy voet aan 'n pad nie. Wie het dit bewerk en uitgevoer, terwyl hy van die begin af die geslagte roep? Ek, die Here, was die eerste, en by die laaste geslagte sal ek steeds daar wees. Vriende, ons lees vanoggend tot sover. Hoor hierdie woorde waarmee die Here afsluit. Ek, die Here, was die eerste, en by die laaste geslagte sal ek steeds daar wees. Hierdie hele paar verse roep volke vir 'n regsgeding op. Maar die absolute belaglikheid van dit, dat hulle het nie 'n kans nie, want dis God wat agter alles sit. Dis God wat agter elke oorwinning sit. Dis hy wat konings onderwerp soos wat hy wil. En hierdie gedeelte begin met baie interessante woorde. Luister in stilte na my. Kyk, die woord shama, wat die Hebreëse woord vir luister is, kry ons verskriklik baie, veral in Jesaja, baie sterk klem dat ons moet leer om te luister na God en na sy woord en hom soek. Maar hierso kom iets by, luister in stilte. Vriende, dalk moet ek en jy dit vanoggend hoor. Dalk moet ons tyd maak om stil te wees en net gaan sit stil intentioneel, met ek gaan nou om stil te wees en ek wil dink oor God. Ek wil dink oor hierdie ding dat hy so magtig is en alles beheer. Ek wil dink, wat beteken hierdie woorde? Ek, die Here, was die eerste en by die laaste geslagte sal ek steeds daar wees. Gedink in stilte. Kom ons maak tyd. En ons doen dit. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. Ja, Here, gee dat ons sal leer om ook stil te wees voor U. Amen. Vriende, mag jy baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.